Hallo daar, weer Trudeau Badenhorst hierso. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir nog 'n week. Baie dankie vir die liefde en die seën in ons lewens. Wil jy asseblief met ons wees as ons nou weer kyk na die woord? Geef vir ons asseblief harte wat sag en oop is vir dit wat U vir ons wil sê. Here, ons lewe in 'n lewe waar ons meeste van die tyd nie regtig weet wat ons moet doen nie. Dit is hoekom ons U woord so nodig het. Dit is hoekom ons so nodig het dat U vir ons lei. En veral wanneer dit kom by ons verhouding met U en ons ewigheid en ons ewige welstand. Wil U asseblief met ons wees in hierdie tydjie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is besig met die boek van Romeine en ons is in hoofstuk 3. En ek lees vir ons weer van vers 21 tot vers 31. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Is daar dan nog sprake van roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die wet van die werke? Nee, deur die wet van die geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof, sonder die uitvoering van die wet. Of is God net die God van die Jode? Is hy nie ook God van nie-Jode nie? Ja, ook van nie-Jode. Aangesien dit een God is wat besnedenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar en ook onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. Vir vandag kyk ons dan van vers 27 af verder. Vers 27 lees as volg. Is daar dan nog sprake van roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die wet van die werke? Nee, deur die wet van die geloof. In die vorige verse het ons gesien dat God die mens vry verklaar deur die offer wat Jesus gemaak het aan die kruis. Hierdie gawe word verkry deur geloof in Jesus. Die redding is nie iets wat ons verdien nie. Dit word van ons gegee as 'n gawe van genade as ons glo. Die geloof self is nie 'n daad wat iets verdien nie. Dit is bloot 'n vertroue op wat God reeds gedoen het. So wanneer Paulus hier nou praat van roem, praat hy van roem wat die mens dalk sou kon voel hoekom hy gered is of 'n gelowige is. Kan ek dus nou groot praat oor die feit dat ek in Christus is, asof ek iets bygedra het? Nee, sê Paulus, dit is uitgesluit. Deur watter wet, sê hy? Met ander woorde, vir watter rede is daar roem of nie roem nie? Is dit deur die wet of die rede van werke of iets wat ek gedoen het of bygedra het? Nee, sê hy, deur die wet van die geloof of deur die beginsel van die geloof. Hoe word die versoening wat Jesus bewerk het op my van toepassing? Dit word my deel wanneer ek my vertroue plaas op Jesus alleen, dat dit slegs in hom is waar my verlossing lê. Dit is 'n oorgawe van my lewe aan hom as meester en saligmaker. Paulus bevestig dit weer eens dan in verse 28 tot 30 wat as volg lei. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof sonder die uitvoering van die wet.
Of is God net die God van die Jode? Is hy nie ook God van die Jode nie? Ja, ook van die Jode. Aangesien dit een God is, wat besnedenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar, en ook onbesnedenis deur die geloof. Verlossing lê nie in die wet nie. Dit het ons reeds gesien. Die evangelie begin wel by die wet, om aan ons te toon dat ons 'n terminale probleem het, en dat ons verlore is sonder 'n verlosser. Dat ons skuldig staan voor 'n heilige God. Maar die wet bied nie 'n oplossing vir dit nie. Ons kan nie deur die wet by God uitkom nie, want ons faal in die wet. Ons het verloor toe ons teen die wet vasgeloop het. Dit is waar vir almal van ons, sonder uitsondering. Maar vir almal van ons is verlossing beskikbaar gestel deur die geloof. Dit is hoekom Paulus dan weer praat met die Jode. Hy hamer dit in, want dit was so in hul manier van dink ingegrafeer, dat hulle die wet moet onderhou om by God uit te kom en hom te behaag. Dit was vir hulle skokkend om te hoor dat hulle God nooit sou kon behaag deur die wet te probeer onderhou nie. Sy standaarde is doeteenvoudig te hoog. Die wet is op formele manier slegs aan die Jode gegee. Dit was nog 'n bron van hul hoogmoed, wat natuurlik presies is wat Paulus hier aanspreek. Onthou dat 'n Jood in daardie tyd nie eers in die huis van 'n Griek sou gaan of saam met hom sou eet nie, want hulle is as onrein beskou. Paulus sê vir hulle dat hulle net so onrein is. Geen wonder dat hulle Paulus gehaat het nie. Hy sê vir hulle dat hulle geen reg het om hoogmoedig te wees omdat hulle Jode is en die wet het nie. Hulle was Jode ja, maar net soos die nie-Jode het hulle die wet gebreek. Dus het hulle net soos die nie-Jode ook 'n verlosser nodig. Iemand om tussenin te kom staan en die skuld weg te neem, sodat die toegang na die Vader herstel kon word. Hulle moes hul hoogmoed eenkant toe skuif en laat staan. Wat sê die Bybel oor hoogmoed? Kom ons kyk 'n bietjie daarna. In Spreuke veral en dan hoofstuk 11 vers 2. As verwaandheid kom skande, maar by beskeie mense is daar wysheid. Of Spreuke 16 vers 5. Afstootlik vir die Here is elkeen met 'n hoogmoedige hart. Dit staan vas. So iemand sal nie ongestraf bly nie. Vers 18. Voor ineenstorting is daar trots, en voor die val is daar 'n hooghartige gees. Hoe kan iemand wat gered is hooghartig wees? Dit behoort tog onmoontlik te wees. Ons het alles wat ons nog ooit gehad het as 'n gawe ontvang. Nou ontvang ons die grootste geskenk ooit, naamlik reinheid deur die bloed en offer van Jesus Christus. Ons is skoon gewas sonder enige werke. Dit is tog onsinlik om trots te wil wees. God is nie net 'n God vir die Jode nie, maar ook vir elke ander mens. Hy het gesterf vir die sonde van die wêreld. Johannes 3 vers 16 sê mos vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daar staan nie, sodat seker is, of party wat in hom glo, die ewige lewe sal hê nie, maar dat elkeen wat glo gered sal word. Want sê vers 22, daar is geen onderskeid nie. Dus of 'n mens nou 'n besnedene is of 'n onbesnedene, anders gestel of mense Jood is of nie, jy word gered deur geloof. Geloof in Jesus Christus. En dan kom ons by vers 31 van Romeine 3. Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. Beteken die feit dat ons gered word deur die geloof dan dat die wet nie meer van toepassing is nie?
Beteken dit dat ek my nie hoef te steur aan wat die wet sê nie? Daar is mense wat so redeneer, soos ons al gesien het, onder die lering van die antinomianisme. Maar nee, sê Paulus, die wet word bevestig. Hoe word die wet bevestig? Die wet word bevestig deur die feit dat Jesus aan die kruis moes sterf as gevolg daarvan. Die wet is so beslis van toepassing dat Jesus sy lewe moes gee daaroor. Die wet het aan ons skuld getoon. Die wet weerspieël die ware, perfekte wil van God en straal sy karakter uit. Om te sê die wet is nie meer van toepassing nie, sou wees om te sê dat God skielik verander het en dat sy wil skielik verander het. Ons weet dit is onmoontlik, want God is onveranderlik. Hy verander nooit en sy wil verander nie. Die dinge wat hy vir ons uitgespel het in sy wet, is vandag nog net so van toepassing as wat dit nog altyd was. Dit is hoekom Paulus ook klem lê op die feit dat ons hier praat van een God. Die eenheid en enigheid van God was 'n baie belangrike Joodse beginsel en Christendom ondersteun dit. Hierdie selfde een God wat die wet gegee het, gee ook die redding wat deur die geloof werk. Die wet is ons riglyn vir die lewe en vir elke dag se lewenswandel. Om nog meer te sê, ons is veronderstel om nie net die wet te onderhou nie, maar om die wet lief te hê. As ons God liefhet, werklik liefhet, sal ons sy wil en sy wet lief hê. Gaan lees maar 'n bietjie Psalm 119. Hier is 'n paar uittreksels, verse 11 tot 16. In my hart koester ek u woord, sodat ek nie teen u sondig nie. U moet geprys word, Here, leer my u voorskrifte. Met my lippe vertel ek van al die beslissings van u mond. Oor die pad van u bepalings is ek verheug soos oor enige rykdom. Oor u opdragte wil ek nadink. Ek wil op u paaie let. In u voorskrifte vind ek vreugde. Ek sal u woord nie vergeet nie. Vers 32. Die pad van u bevele volg ek geesdriftig, want u verruim my insig. Of verse 46 tot 48. Ek sal oor u bepalings voor konings praat sonder om my te skaam. Ek vind vreugde in u bevele wat ek liefhet. Ek reik uit na u opdragte wat ek liefhet. Ek dink na oor u voorskrifte. So Paulus sê dat ons glad nie die wet wil wegneem nie, maar dat ons dit juis bevestig deur Jesus. Ons het ook reeds gesien hoe Jakobus die onderhouding van die wet betoon as deel van die lewe van die gelowige. Ons word gered deur geloof alleen, ja, maar dit is nie 'n geloof wat alleen staan nie. Dit kom met sekere resultate, sekere uitwerkings in die lewe van die kind van Christus. Dit is onmoontlik vir 'n werklike kind van God om te leef asof die wet nie meer van toepassing is nie. Die Heilige Gees wat in die hart van die gelowige woon, werk dan juis om die kind te verander deur die proses van heiligmaking om meer en meer soos Jesus te word. Juis deur die persoon meer en meer in lyn te bring met die wet en die perfekte wil van God. In Romeine 6 word hierdie beginsels ook verder uitgelig. Kom ons kyk na verse 12 tot 18. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade.
Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie. Besef julle nie, dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel, om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie? Julle is of slawe van die sonde, wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde, het julle slawe van die geregtigheid geword. Ons sal natuurlik later nog by hierdie gedeelte kom, maar vir nou net om uit te wys, dat alhoewel ons vrygemaak is van die skuld van sonde, ons nie nou vry is om te sondig nie. Die vrymaking van ons skuld aan sonde is veronderstel om ons te dryf om juis minder te sondig. Of anders gestel, om juis onsself meer onder die wet te stel in terme van gehoorsaamheid, omdat ons nou vry is van die skuld daarvan. Ons word deur geloof nie meer slawe van die sonde nie, maar slawe van gehoorsaamheid aan God se wil, 'n totale ommekeer. John MacArthur stel dit as volg: Salvation by grace through faith does not denigrate the law, but underscores its true importance by providing a payment for the penalty of death which the law required for failing to keep it, by fulfilling the law's original purpose, which is to serve as a tutor to show mankind's utter inability to obey God's righteous demands and to drive people to Christ, and by giving believers the capacity to obey it. Die wet het ons gewys dat ons weggedryf is van God as gevolg van ons skuld daaraan. Die versoening wat ons ontvang deur Jesus Christus dryf ons terug na die wet toe as ons leermeester in hoe ons dan sal leef as sy kinders. Dit is ons riglyn. Ons tydjie is alweer op en ons is ook nou klaar met hoofstuk 3. Volgende keer begin ons met hoofstuk 4 van Romeine. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons wat u kinders is vrygemaak deur u offer aan die kruis. Ons prys en loof u naam vir dit. Ons dank u vir dit. Help ons egter dat ons reg sal verstaan en dan vir u sal leef deur u wil te doen elke dag van ons lewens. Skenk asseblief deur u Gees aan ons die wysheid en die krag wat ons nodig het om te verander. Elke dag nader aan u en elke dag 'n bietjie meer soos ons Heer Jesus Christus. Amen. Mag jy 'n mooi Sondag verder hê en dan ook 'n vreugdevolle week wat kom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.